Goeiemôre almal. Vandag is dit Dinsdag, dis die 18de November, die jaar 2025. Lieflike dag deur Abba geskenk aan ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerber. Ek wil weer aangaan daar met ons goddelike natuur. Nou, as ek net geweet het wat God se wil is vir my lewe, dan sou ek dit tog gedoen het. Hoeveel keer het jy dit nie al gesê nie? Jy weet dat God almagtig is en hy's alwetend. Jy sê jy wil sy wil doen. Jy bid vir sy leiding. En tog voel dit vir jou asof jy nie aldag weet wat dit is wat hy van jou verwag nie. Maar jy weet reeds soveel omtrent God se wil. Jy weet wat hy wil hê. Hy wil hê jy moet jou naaste lief hê soos jy jouself lief het. Jy moet jou onderwerp aan die regering wat oor jou aangestel is. Jy moet jou met Christus beklee op 'n daaglikse basis. Jou leefwyse wat van voor jou bekering moet jy absoluut laat vaar. Jou denke moet jy vernuwe. Jy moet regverdig wees, jy moet heilig probeer lewe. Jy moet mense vergewe. Jy moet lief hê en onderdanig wees. Maak dus baie seker dat jy nie bloot uitstel wat jy weet jy moet doen nie. Halleluja. Kom ons gaan kyk in God se woord. Wat is dit wat hy van ons verlang? Galasiërs 6 vanaf verse 8 tot 10. Hy wat in sy vlees saai, sal uit die vlees verderf maai, maar hy wat in die gees saai, sal uit die gees die ewige lewe maai. En laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie. Laat ons dan, terwyl ons geleentheid het, aan almal goed doen, maar die meeste aan die huisgenote van die geloof. Die volgende gedeelte kom uit Kolossense 2, vanaf verse 8 tot 15. Pas op dat niemand julle as 'n byt wegvoer deur die wysbegeertes en nietige misleiding nie, volgens die oorlewering van die mense, volgens die eerste beginsels van die wêreld en nie volgens Christus nie. Want in hom woon al die volheid van die godheid liggaamlik, en julle het die volheid in hom wat die hoof is van alle owerheid en mag. En wie julle ook besny is met 'n besnydenis wat nie met hande verrig word nie, deur die liggaam van die sondige vlees af te lê in die besnydenis van Christus, omdat julle saam met hom begrawe is in die doop, waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof in die werking van God, wat hom uit die dode opgewek het, en julle wat dood was deur die misdade en die onbesnedenheid van julle vlees, het hy saam met hom lewend gemaak, deurdat hy julle al die misdade vergeef het. En die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim het deur dit aan die kruis vas te naal, nadat hy die owerhede en die magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoongestel en daardeur oor hulle getriomfeer het. Ons laaste gedeelte kom uit 2 Petrus 1 vers 3 en 4. Immers sy goddelike krag het ons alles geskenk, wat tot die lewe en godsvrug dien, deur die kennis van hom, wat ons geroep het deur sy heerlikheid en deeg, waardeur hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur, nadat julle die verdorwenheid ontvlug het, wat deur begeerlikheid in die wêreld is. Halleluja, kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, baie dankie dat ons weet U wandel met ons. Here, dankie vir die woord wat U vir ons gegee het, wat lewend is en kragtig is en sny soos 'n tweesnydende swaard tot en met murg en been, sodat ons kan hoor en kan luister. Wat is U wil? Wat wil U hê moet ons doen? Hoe moet ons wandel? Hoe moet ons elke dag in hierdie wêreld wandel, sodat ander mense kan sien dat U leef? U is 'n werklikheid en U is met ons, U lei ons, U leer ons, U help ons. Here, ons kan net getuig dat ons lewe eens nie was soos wat U wou gehad het dit moes gewees het nie. En mense kan sien deur ons lewenswandel nou dat ons wel verander het. Nie omdat ons enigstens goed is nie, maar Here, dat U gekom het en ons lewe verander het. En ons wil net vanoggend vir U sê dankie. Dankie dat U ons God is en ons liefhet, en dankie dat U vir ons 'n nuwe 'n goddelike natuur gee waarin ons kan wandel, sodat ons U kan verheug. Halleluja, amen en amen.